Hierdie podcast gaan oor my getuienis, die vierdoop. Ek het nou iets genoteer net voordat ek hierdie podcast begin maak het op my TikTok for you page. En dit is so vol allerhande Halloween goed. Nou in my vorige lewe, voordat ek die Heilige Gees ontvang het, was ek so in daai bose goed in. Ek het selfs tattoos op my met daai temas en ek kry nou koue rillings, maar ja, dis net iets wat ek opgelet het. Ek weet nie hoekom ek dit nou hier noem nie. Maar ek dink is sommer 'n goeie dag eintlik om my getuienis van die vierdoop te kom voorlees vir julle, want deesdae ek skryf alles neer. En ja, ek wil net vir julle 'n bietjie kom vertel waar ek vandaan kom en hoekom ek doen wat ek doen. En ja, ek skryf deesdae baie neer, julle. Dit is nie omdat ek 'n boek wil skryf nie, maar dit is omdat ek voel ek moet. En elke keer as ek iets neerskryf, dan sien ek hoe God my herinner aan waar hy my al deurgedra het. Selfs daai tye wat ek so in die Halloween goed in was. En ek maak ook nou podcasts en ek wil dit juist doen en my getuienis kom vertel hardop. Want ek het onlangs begin deel op Spotify en YouTube ook, en ek wil hê almal wat nou daar luister, moet verstaan waar alles begin het. En dit is nie net die mooi dele nie, julle, dit is my hele pad. Dit is tot by die dag waar ek die Heilige Gees werklik begin ervaar het. Nou, ek is in 1980 is ek gebore en as baba is ek gedoop in die Nederduits Gereformeerde Kerk. En dit is waar ek geleer het om eerbied te hê aan God en om sy woord te respekteer. Maar ek het eers baie jare later het ek besef wat geloof regtig beteken. Nou, ek het in 1997 op 25 Oktober het ek my belydenis van geloof afgelê. Ek is nog jonk gewees en ek het, om eerlik te wees, julle, het ek regtig nie geweet wat dit alles behels nie. Maar ek het op daai sertifikaat vir my, hy lyk so, is daar 'n teks wat nou vandag my gunsteling teks is, en dit kom uit 1 Korintiërs 3 vers 14, wat sê, as iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. Nou, daardie vers het ek nie verstaan wat daarop staan daai dag nie. Maar nou, soveel jare later, het die Heilige Gees self dit vir my oopgemaak. Nou, die bouwerk is ons geloof, en dit is wat God in ons bou laag vir laag, selfs deur pyn en mislukkings. En die beloning is nie aardse dinge nie, dit is die Heilige Gees self. Nou, as ons in ons geloof bly staan, dan beloon hy ons, dan beloon God ons met sy teenwoordigheid en sy leiding en uiteindelik die ewige lewe. En nou kyk ek terug en ek weet, toe ek daardie dag my belydenis afgelê het, het God geweet, ek verstaan nog nie. En hy het my toe op 'n pad gesit, 'n pad van leer, groei en openbaring, om my geloof nie net te bely nie, maar om dit werklik te leef. En julle, daardie pad was nie vir my maklik gewees nie. Ek is as kind gemolesteer, en van daar af het ek vir jare lank deur verhoudings gegaan wat my gestroop het van my identiteit. Narcistiese mense, toksiese mense, werke wat my leeg gemaak het, en ek het probeer oorleef deur verkeerde dinge, drank, dwelms, verkeerde keuses, en ek het baie geval. Maar deur dit alles het God my nooit gelos nie. Ek is toe nou in 1999 het ek my ex-man ontmoet, ek was 19 gewees, en ek het vir 19 jaar het ek in daardie verhouding het ek gebly. En na hom was daar nog 2 soortgelyke verhoudings. Julle, ek het net donker jare geken. Maar toe ek nou later terugkyk, het ek besef, God was al die tyd besig
om my te leer onderskei tussen wat vals is en wat werklik is. En uiteindelik, toe ek uit die laaste narcistiese verhouding stap, was ek heeltemal gebreek. En ek het myself afgesny van mense en ek was vol vrees en sosiale angs gewees. Ek het myself vir 20 dae lank geïsoleer. Ek het na my maale toe getrek hier in Mpumalanga en ek het agter 'n deur gesit hier in my kamer. Maar op 'n dag het iets net binne my gesê, praat Marlies. En ek het begin praat. Ek het toe nou op TikTok en ek het op Facebook het ek begin deel oor narcisme, oor genesing en oor die bose. En ek wou net so graag ander mense help wat deur dieselfde dinge gaan, van misleiding. En ek het toe besef, ek is nie besig om alleen te praat nie. Ek het dinge gesê wat ek self nie geweet het nie. Wat ek self nie geweet het, ek weet nie. En dit is toe ek besef, dit is nie ek nie. Dis die Heilige Gees wat deur my praat. En so het my healing journey begin. En ek het begin verstaan, dat geloof nie net kennis is nie, maar 'n lewende verhouding. Ek het vir 90 dae, waarin God my gewys het, wat waarheid is. Nou julle, ek behoort ek nie aan 'n spesifieke kerk nie. Ek is aan geen denominasie verbind nie, maar ek volg die leiding van die Heilige Gees. Hy leer my om te onderskei, om te hoor en om gehoorsaam te wees. En dit is nie teenstrydig met waar ek vandaan kom nie. Dis net 'n volgende hoofstuk van my pad saam met God. Die begin was ek gegrond, maar hierdie seisoen bring lewe in my geloof. Julle, en toe op daai 90ste dag van my genesingsreis, het daar iets groots gebeur. Een oggend het ek net opgestaan en ek het geweet die bose se hou oor my is nou klaar. Ek het kombuis toe gestap en ek het vir my ma gesê, dis verby. Ek is vry. En ek het toe in 'n stort gaan klim. Julle, en toe ek in daardie stort is, dit het vir my gevoel soos 'n ontmoeting met God. Ek het sy stem gehoor praat binne my. En terwyl die water so oor my geloop het my gedagtes so helder geword. En ek het gevoel hoe iets swaar uit my uitbeweeg. Skuld, vrees, pyn, selfs iets geestelik wat lank aan my vasgesit het. En in daardie selfde week het daar ook iets gebeur wat ek gedink het, dit is 'n paniekaanval. Dit het soos 'n paniekaanval gelyk aanvanklik, maar later het ons besef, dit was deel van dieselfde bevryding. Julle, daai dag het my hande en my voete het yskoud geraak en my asem was verskriklik swaar. Maar ek was baie kalm gewees. En ek het geweet, dit is nie, of ek het gedink dit is 'n paniekaanval, maar daar was iets wat my liggaam verlaat het. En toe ek daar uit die stort uitstap, het ek geweet, ek is gedoop. En nie met water alleen nie, maar met vuur. Net gou hierso pause, dat ek hierdie video kan langer maak. Ja, en die Heilige Gees het my aangeraak. En die vrees het verdwyn. En ek het vrede gekry, wat ek nog nooit ervaar het in my lewe nie. Nou, vandag is ek nog dieselfde mens aan die buitekant, maar binne is alles nuut. Ek hoor God se stem, ek sien sy tekens, ek leef nie meer uit vrees nie, ek leef uit die waarheid, en ek weet nou wie ek is. Nie die slagoffer van my verlede nie, maar die draer van sy vuur.
en ek noem dit my vuurdoop. Want dit is presies wat dit was. Dit was nie 'n ritueel in 'n kerk gewees nie, maar 'n ontmoeting met die lewende God. Hy het myself gedoop, hy het myself geroep, en ek sal daarvan getuig, vir so lank as wat ek asemhaal. Die Heilige Gees is nie iets wat jy moet verdien of oproep nie. Hy is altyd naby, hy is alomteenwoordig. Jy moet net stil word en sê, Heilige Gees, ek gee u toestemming om te praat. En dit is hoe jy hom aktiveer. Deur oorgawe, nie deur krag nie, nie deur vrees nie, maar deur eerlike honger na waarheid. Laat hom jou leer, soos hy my geleer het. Stadig, sag en altyd op tyd. Nou, ek het in hierdie episode het ek ook 'n vraag en julle kan dit antwoord op enige platform waar julle die video sien, Facebook, TikTok, YouTube en Spotify. En die vraag is, dink jy 'n mens ervaar die Heilige Gees eers wanneer jy hom doelbewus nooi, of was hy nog altyd daar? Wag net vir jou om stil te word. Kan jy kies tussen opsie 1, hy was nog altyd daar, of opsie 2, hy kom wanneer ek hom innooi. Nou julle, ek dink dit is albei. Ek dink dit is albei opsies, maar julle kan vir my sê wat julle dink. Want hy was nog altyd daar. En ek moes hom aktiveer deur hom in te nooi. En julle, ek wil net 'n laaste gedagte hierso vir julle los. Dis nie jy wat die Gees aktiveer nie. Dis jou stilte wat hom toelaat om te beweeg. Elke asem is sy uitnodiging. Julle, ek het dit al baie vir julle gesê, jy begin deur jou waarheid voor God se voete neer te lê. Deur jou sondes voor sy voete neer te lê en vir hom te vra om jou asseblief te vergewe, en jy moet jou volle waarheid praat. Jy kan nie selektief wees nie, jy moet eerlik en opreg wees, en vir God vra om jou sondes vir jou weg te spoel, en dan moet jy jouself heeltemal oorgee aan God, en hom ten volle vertrou. En dit is wanneer ons beloon word met die leiding van die Heilige Gees. Julle, en dis 'n wonderlike ervaring, dis hoekom ek my getuienisse kom lewer. En die wat my volg op TikTok en Facebook, vandat ek begin praat het oor narcissistic personality disorder, julle het gesien hoe ek deur my seisoene gaan en hoe die Heilige Gees binne by begin werk het. Dit is fantasties. En dit is so lekker om daarvan te getuig, en God verwag van ons om te getuig van die wonderwerke wat hy verrig en hoe hy ons lewens verander, want dit is die saadjies wat ons kom plant vir die ongelowiges. Wanneer hulle kan sien, maar die Heilige Gees werk deur Marlies. Ons het dit gesien en ons wil dit ook hê. En dit is hoe God se groot plan werk. En dit is hoekom getuienisse so belangrik is. So julle, ja, baie dankie dat julle kom luister het oor my getuienis van die vuurdoop. Dit is nou vandag Sondag, die 26 Oktober 2025, en die video is klaar gemaak om 12 minute oor 7. Baie dankie dat julle kom luister het. Tot volgende keer. Chat soon.